So die klein seentjie Jannie kom by die pastoor en hy vra, pastoor, ek so 'n bietjie te mekaar. Ek het net 'n vraag of twee wat ek wil vra en net sekerheid gekry. En nou Jannie sê, pastoor, is dit waar dat die kinders van Israel deur die Rooi See getrek het? Pastoor sê, ja, dis waar, Jannie. Hy sê, is dit waar dat die kinders van Israel teen die Filistyne oorlog gemaak het? Pastoor sê, jy is 100% reg, jy luister in die sondagskoolklas. Hy sê, is dit reg dat die kinders van Israel die tempel gebou het? Hy sê, ja, dit is 100. En hy sê, is dit waar dat die kinders van Israel teen die Egiptenare geveg het, teen die Romeine geveg het? Hy sê, ja, hulle het van geveg gehou. Jy is reg. Hy sê, en is dit waar dat hulle die kinders van Israel, alles belangrike dinge gedoen het? Hy sê, ja nee, jy is 100% reg, dis wat hulle gedoen het. Hy sê, maar wat is dit wat jy dan wil weet? Jy ken al hierdie antwoorde, jy weet. Hy sê, maar pastoor, wat het die groot mense dan heeltyd gedoen? So, hier is ons groot mense, die kinders is besig om gevegte te fight daar buite. So jy het daai verniet gekry, mahala. Het niks met die preek te doen nie. So ek gaan hoor by die Here die week, wat is dit wat ons met 'n nuwe reeks moet begin? En soos wat jy kan sien, staan daar stom geslaan, en as jy verlede week in die kerk was, dan sê jy nou sien, ja, maar pastoor, het jy nou gepraat oor wat jy verlede week gebeur het met jou, dat jou stem weggeraak het en jy was geslaan met stomheid? Dis glad nie die geval nie. Ek het eers vanoggend in die bidkamer besef ek, o, jene, ek het verlede week nie 'n stem gehad nie, maar ek het aangehou preek en so die stem is terug en ons is reg om te gaan. So geslaan met stomheid het niks met hierdie te doen nie, maar ons gaan na 'n storie kyk in die Bybel en van ons mag dalk al oor hom gescan het en jy lees eintlik net 'n gedeelte wat baie bekend is voor Jesus gebore is, maar kyk na 'n storie voordat hy daar kom, en dis die storie van Sagaria. So jy kan jou Bybel, Logan, by Lukas 1 kan jy oopmaak en ons gaan net daar bly. Ons gaan so nou en dan na 'n ander skrif toe gaan net om bevestiging daar te kry. Ek spot met Logan, is net hy, ek weet dalk het julle almal anders daar ook rondgeblaai, maar Lukas 1 gaan ons by bly. Nou Sagaria, hierdie eerste skrifvers, Lukas 1 vers 6, en ons gaan net so klein bietjie hier stil staan. Sagaria en Elisabeth het reg gelewe voor God. Hulle het al die Here se bevele en voorskrifte nagekom. So hierdie woord is nie vir die verlore gaande wêreld nie. Hierdie woord is nie vir ouens wat afgedwaal het nie. Hierdie is 'n woord vir ons as gelowiges, as die kerk van Jesus Christus, wat hier is vandag, want ons het die bevele van die woord nagekom, moet die byeenkomste van God nie misloop nie, ons was hierso. So ek praat vanoggend met elkeen wat hierso sit. Dis nie vir 'n ander skrif nie, want hier lees ons dat Sagaria en Elisabeth het reg gelewe. Hulle het die regte keuses gemaak, hulle het die skrif nagekom, hulle het gedoen en geleef soos wat die woord sê. So hier in hierdie skrif, in van die vertalings, sien ons dat hy in die tempel gelewe het. Sagaria. Hy het kerk toe gekom, hy het bidure toe gekom, hy het alles gedoen wat van hom verwag word. Hy was 'n godsman gewees. Hy was nie bang om te praat oor die evangelie nie, en hy het so gelewe. En op 'n dag gaan hy in die teenwoordigheid van die Here in, soos wat ons nou net was, ons is in die teenwoordigheid van die Here, en hy is binne in die tempel, en die res van die gemeente staan buitekant en hulle bid, want hy gaan in die teenwoordigheid in. En hy steek toe 'n klomp wierook aan, want hy soek die teenwoordigheid
en die ander mense staan buitekant en bid. Vers 11 lees, dit sê, terwyl Sagaria in die heiligdom was, verskyn 'n engel van die Here aan hom. Terwyl hy in die teenwoordigheid was, sien hy hierdie engel, gewaar hy hierdie engel, en hy sien, hier's iets aan die kom. 'n Kerkman, wat God geken het, sy beloftes geken het, hy het hom aanbid, hy het hom vertrou, hy het gelewe volgens sy woord. Vers 12 gaan aan, in daardie teenwoordigheid. Hier staan 'n engel, hy voel, hier's nou. En vers 12, so, hy was in die heiligdom, en 'n engel verskyn aan hom. En toe hy hom sien, het hy ontsteld geword. En vrees het hom oorval. Die vyand se heel eerste strategie as kerk van God. Hy kom nie met ketTINGs en tronkdeure en sulke goed dadelik nie. En jy gaan weet hoe hy jou aanval, maar sy nommer 1 aanvalsmetode is met vrees en angs. Hy kom stadig. En voor jy jouself kan kry, is jy binne in die kerk en jy raak angstig. In die teenwoordigheid. En jy raak angstig. En jy vrees oor môre. Jy vrees oor wat gaan kom. En ons lees in vers 13, so 11, 12 en 13, al drie direk na mekaar. Maar die engel sê vir hom, nou praat die engel met hom, en hy sien hierdie angstigheid wat hom oorval. Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Iets omtrent daardie noem, jy moet dit spreek, jy moet dit praat, jy moet dit roep, jy moet smeek voor God, God moet hoor. Hy sê jy het nie, want jy vra nie. God wil hê jy moet spreek, jy moet dit noem, hy moet Johannes noem. Dis nie, hy moet net sy naam moet Johannes wees nie, jy moet hom dit noem. Vers 14 tot 17, kom hierdie engel en hy gee hierdie beloftes. Ek sien dit as beloftes. Dit sê, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees. Hy praat nou met Sagaria. Hy sal blydskap en verheuging vir jou wees. Hy sal groot wees voor die Here. Hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds in die skoot van sy moeder af. Hy, wat Johannes is, sal voor hom, wat Jesus is, uitgaan in die gees en die krag van Elia. So hy spreek hierdie goeters oor Johannes en oor Sagaria. Want, heel in die begin, hy sal vir jou blydskap en verheuging bring oor Sagaria. So die heel eerste ding wat toe nou hier gebeur, toe hy begin vrees, al wat hy doen, en hy kry hierdie woord van die engel van die Here af, kry hierdie woord uit die skrif uit. Ek praat nou met jou, jy het dalk 'n belofte wat die Here vir jou gegee het, en skielik oorval vrees en angs jou. Vers 18 lees ons wat Sagaria sê, toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op ver gevorderde tyd. So 'n wyse man. Hy sê nie sy vrou is oud nie. Die man sal nou weet, hy sal in die moeilikheid kom. Maar Sagaria vra hierdie vraag. Waaraan sal ek dit weet? Want so baie hoor ons in die kerk. Jy moet dit net glo. Glo dit net. Maar dan kom die vraag, ja maar Here, hoe gaan dit uitwerk? Hoe gaan dit wees? En ons het al hierdie vrae,
Maar sodra twyfel inkom, kom ongeloof in sonder om te vra. En as ons na hierdie storie kyk, twyfel is gelyk aan ongeloof en ongeloof is gelyk aan stomheid. Want as jy ongelowig raak, sukkel jy om te praat en om te spreek. Want ek kan dit nie meer sien nie, ek kan dit nie meer glo nie. So nou praat ek dit nie meer nie. En so kom ons, so ongeloof, sê ek het bevestiging nodig, of in Sagaria se geval, sien ons hier, hy sê, waaraan sal ek dit weet? Ons het altyd 'n vraag as ons ongelowig begin raak. Geloof sê, jy het gespreek, en dit is genoeg. Geloof praat groter. Ongeloof sal nie praat nie, want hy word geslaan met stomheid, Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want jy kan hom nie behaag sonder geloof nie. Jy kan God nie behaag sonder geloof nie. So as jy ongelowig is, as jy stom raak, as jy ophou praat, dan kan jy God nie behaag nie. Lukas 1 vers 20 sê, maar omdat jy my nie wou glo nie, sal jy stom wees tot op die dag wat jou seun gebore word. So hy het daai vraag gevra, waaraan sal ek dit weet? En die engel antwoord hom, maar omdat jy nie wou glo nie, jy wou dit nie glo nie, jy wou nie geloof hê in dit wat ek vir jou gesê het nie, sal jy stom wees tot die dag wat jou seun gebore is. Tot dan sal jy nie 'n woord uitkry nie. So twyfel het hom oorval, vrees eers, twyfel, ongeloof, stom. En hy praat vir daai hele 9 maande niks. Sagaria se stomheid was 'n simptoom van sy hart wat nie vol vertroue was nie. Dit is 'n simptoom van die hart wat nie vertrou het op God se belofte nie. So geloof maak jou mond oop. En as ons dan verder in Lukas 1 gaan kyk op vers 63. Sagaria is daai tydperk met stomheid geslaan, praat nie 'n woord nie. En nou kom hy en sy familie probeer met hom kommunikeer. Wat het jy in daai teenwoordigheid gehoor? Wat se belofte moet ons aan vashou? En hy kan nie dit uitkry nie, want hy het ongelowig geraak. Lukas 1 vers 63. Hy vra toe vir 'n skryfbordjie en skryf. Johannes is sy naam. So eers moet ons as kerk dit begin neerskryf. As die vyand ingekom het, sonder 'n vraag om jou ongelowig te maak, begin dit neerskryf. Want dis wat hy hier toe gedoen het, om toe sy geloof, van sy ongeloof te swaai na geloof toe. So ek sê nie, ons kan, as ons ongelowig geword, ons afvallig geraak en, nee, hel toe met julle nie. Ek wil net hê, ons moet as kerk weer met geloof begin praat. So hoe begin jy, wanneer jy stom gemaak is deur die vyand, wanneer jy stil gemaak is, omdat jy nie meer kan praat nie, omdat jy nie meer kan sien nie, begin dit neerskryf. Daar waar jy dit sien in die oggende, skryf daar die belofte neer, dat ek dit kan sien. Van die oomblik toe hy dit neerskryf, die oomblik toe hy homself aan daardie naam herinner, en die mense dit sien ons in vers 64, en onmiddellik, sê vir jou langs jou, onmiddellik, nee, beter, onmiddellik, is sy mond geopen, en sy tong het losgeraak, en hy het gepraat, en God geloof. Nie 'n dag daarna nie, onmiddellik, toe hy dit begin, toe hy Johannes se naam sien, toe sy mond oop, en toe begin hy die Here loof. As jy geloof het, sal jy nie anders as om te praat wat God beloof het nie. En as jy aan sy belofte kan vashou, as jy dit net kan sien, al voel dit as jy wegloop, as jy hier loop, of, Here, dit kan nie moontlik wees nie,
Maar as ek dit lees, as ek die skrif lees, en ek kan dit wat God beloof het, dan glo jy dit weer. En as jy dit glo, sal jy dit begin praat. So ek wil jou aanmoedig, dalk het jy ergens in jou lewe ongelowig geraak oor iets in jou lewe. En jy het opgehou praat daaroor. Skryf dit neer. Sit dit op jou foon as 'n screensaver. Dat as jy daai foon oopmaak, dan sien jy die belofte wat die Here oor jou vir jou gegee het. 2 Korintiërs 4 vers 13 lees ons. Daar staan in die skrif: Ek het geglo, daarom het ek gepraat. So daardie skrif wat hy na toe verwys is in Psalm 116 vers 10, waar Dawid skryf, ek het geglo, daarom het ek gepraat. So hierso skryf Paulus, hy sê, ek het geglo en daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek. Ons het dieselfde gees, ons almal het dieselfde gees wat geloof opwek. So as jy daardie gees, die Heilige Gees, in jou het, kan jy jou geloof weer opwek as jy ongelowig geraak het. Ons het dieselfde gees wat geloof wek en ons glo, dan praat ons. As jy glo, dan praat jy. Jy kan daar sien, geloof opwek, en as ons glo, dan praat ons. Ons praat nie eers nie. As jy praat sonder geloof, wat is dit? Ons praat net wanneer ons geloof het. So kom die pastoor sê, daai leë galery sal ons vol praat. Party mense sê vir my, pastoor, ek het nooit geweet daar's 'n galery nie. Ek wonder hoe stap jy uit? Stap jy so op die grond uit, maar hierdie pastoor sal aanhou praat, daardie galery, want ek is in geloof. Ek praat dit wat die Here vir my gesê het. Die einde September 2024, toe ek hier gepreek het vir my proefpreek voordat ek beroep was, het ek daai dag gesê, waar is die mense wat daar by galery moet sit? En daardie dag toe ek hier verbygaan, toe sê ek, daai galery gaan nog vol wees. Nie geweet, dit gaan ek wees wat verantwoordelikheid gaan vat oor daai galery nie. Maar ek sal dit aanhou praat. Maar gelukkig is dit nie net my verantwoordelikheid nie. Want as jy dit saam met my glo, wat gaan jy doen? Jy gaan dit praat. So glo jy dit saam met my? Ek wil jou nie, sorry, ek wys nie die vinger nie. Maar glo jy dit saam met my? Want jy moet geloof saam met my hê. Daar waar daar 2 of meer oor 'n saak saamstem, as mense saamstem, het hulle saam geloof. Dan glo ons saam. Romeine 10 vers 10, hy sê, met my hart glo ek, en met my mond bely ek. Bely ons. Die vyand se taktiek vir jou is ongeloof. Ongeloof sal jou slaan met stomheid. Maar geloof breek die stilte. Die duiwel weet geloof maak jou mond oop, dis hoekom hy jou wil stil maak. As jou mond oop is, het die duiwel geen krag nie. As jy God se woord heeltyd spreek oor jou lewe, oor jou besigheid, oor jou familie, oor jou werksplek, wat gaan gebeur? Die vyand gaan vlug. Want hy sien hierdie ou bly nie stil nie. Al lyk dit of daai galery leeg is elke Sondag na Sondag na Sondag. Ons sal aanhou praat. Daardie galery sal vol wees, want ons het geloof. Ergens gaan die vyand weg en die mense gaan daar opstroom en daai galery gaan vol wees. En dieselfde so in jou lewe. As jy aanhou spreek, die woord van God, wat waarheid is, wat ja en amen is, moet die duiwel wegvlug as jy aanhou praat in geloof. 'n Oop mond getuig, dit profeteer, dit verklaar skrif, dit vertel van die goeie nuus. As jy glo dat God jou geloof, as jy geloof het, sal jy hier uitstap en jy sal nie anders kan om vir mense te gaan vertel nie. Jy sal nie anders as om te profeteer van God se goedheid oor mense se lewens nie. Want jou mond moet oop wees, maar die duiwel kry beheer van ons tonge en hy sê, jy kan dit nie doen nie, jy weet nie genoeg van die Bybel nie, jy kan nie vir mense gaan vertel van sy goedheid daar buitekant nie. Mense gaan verlore omdat die vyand die kerk stil gemaak het. Niemand anderste nie. Hy het nie die wêreld stil gemaak nie, hy het ons as kinders van die Here stom gemaak,
geslaan met stomheid om nie te glo aan dit wat hy vir ons gegee het as kerk nie. Dis hoekom die Bybel keer op keer vir ons sê, moenie vrees nie. Moenie dit probeer uitfigure in jou kop nie, soos wat Sagaria gedoen het. Hy het dit uitprobeer figure, maar hoe is dit dan moontlik? Hoe sal dit moontlik wees? Ek is oud en my vrou is ver gevorderd. Die duiwel se strategie is om jou stil te kry. Hy plant twyfel, vrees, skaamte, logika en uitstel. Uitstel. Die preek ek vir myself. Procrastination is van die duiwel af. Wie procrastinate? Wie los dit vir nippertjie? Ek is ook hier. Want jy glo nie. Dis hoekom jy dit los vir die nippertjie. Maar as jy dit aanhou glo, dan gaan jy dit nou al doen. Nie op die nippertjie nie. Markus 9 vers 23. So Logan, nou gaan ons maak nou klaar. Bianca, jy kan maar kom saam speel hierso voor. Hier's 'n pa en hy kom by Jesus. En Jesus sê vir hom: As ek, Jesus, as ek kan, sê jy, het Jesus hom geantwoord, as 'n mens glo, is alles moontlik. As jy glo, is alles moontlik. En kyk hierdie pa se antwoord. Hy sê in vers 24, ek glo, roep die kind se pa duidelik uit. Ek glo. Ek wil hê jy moet sê, ek glo. Dink aan daai ding wat jy mee stil geraak het, ek glo. Hy sê, help my tog om nie meer te twyfel nie. Want wat is die vyand se eerste strategie? Bring twyfel. En as jy daai twyfel glo, dan begin jy vrees en dan begin jy nie meer glo nie. En dan maak jy jou tong stil. En dan praat jy nie meer die goedheid van God nie, jy praat nie meer die beloftes van God nie, jy praat nie meer die uitkoms nie in jou lewe, jy praat nie meer die genesing nie, want jy glo nie meer nie, want hy het jou stil gemaak en hy het jou laat twyfel. En ek los jou met hierdie vraag. Hoe stom sou die kerk gewees het vir elke keer wat ons ongelowig geraak het? Hoe stom sou die kerk gewees het vir elke keer wat ons ongelowig geraak het? Ek wil hê jy met jou oë sluit. Here, U praat nou in harte. Here, en vergewe ons as ons ooit toegelaat het dat twyfel posvat in ons lewens. Die beloftes wat U vir ons gegee het, het ons begin twyfel in. Dankie Jesus dat U elke hart kom aanraak. Dat U elke persoon wys waar hulle dalk begin vrees het. Vrees het is dit regtig van U af, Here? Dit probeer uitfigure dit in ons kop, Here. Miskien begin vra het so Sagaria, waaraan sal ek dit weet? Gee my net 'n teken, Here. Here, in plek van net om te glo. U het gesê, ek het geglo, en dit is dis die punt. Help ons om met daardie geloof vas te staan, vas te hou. Here, en soos wat Sagaria dit geskryf het op daardie bordjie,
Here, dat ons nie meer sal stom wees nie. Dat ons dit sal skryf op ons mure plak, in ons kar plak. Here, dat ons oral waar ons gaan, dat ons sal glo dit wat God vir ons gesê het. Here, al lyk dit duister, al lyk dit onmoontlik, al lyk dit asof hierdie belofte is nie vir my nie, dis dalk vir my buurman, die persoon wat langs my sit in die kerk, maar dis nie vir my nie. Dankie Jesus, dat U nou in harte praat. Here, en soos wat ons in die gees op daardie bordjie die belofte skryf, soos wat Sagaria Johannes se naam geskryf het, skryf ons nou die uitkoms. Here, en as hy ander mense daardie bordjie, daardie belofte sien, onmiddellik sal ons begin praat. Ons sal 'n kerk wees wat U beloftes praat. Ons sal 'n kerk wees wat U beloftes vir die ander mense gaan vertel. Die goeie nuus gaan vertel. Ons sal 'n kerk wees wat profeteer aan die nasies. Here, maar as daar 'n plek is waar ons in die teenwoordigheid begin bevraagteken het, in die teenwoordigheid, in die kerk gelewe het, Here, wil ek vra dat U elkeen van ons sal vergewe. Ek gaan vra dat almal op hulle voete staan. Daar waar jy is, wil jy weer terugkeer. Terugkeer in die teenwoordigheid. Ek dink Sagaria het op 'n plek gekom in daardie tyd wat hy stom was. Het hy nie meer in die teenwoordigheid ingegaan. As die vyand reg gekry het om twyfel of vrees in jou lewe te bring. Twyfel oor jou toekoms. Twyfel oor jou man of vrou wat hy vir jou moet stuur. Twyfel oor jou gesondheid. Twyfel oor daai nuwe werk wat jy moet aansoek voordoen. En het jou begin stil maak. Jy het op 'n tyd dat jy dit gepraat. Op 'n tyd dat jy lewe gespreek oor jou besigheid. Maar het jou begin stil maak. Want toe jy begin spreek, toe kom die finansies nie in soos wat jy moet nie. En dan begin jy redeneer met die Here en jy sê, Here, maar hoe kan dit wees? U het my hierdie belofte gegee, ek staan op hierdie belofte, maar die boeke lyk nie of dit enige sukses het nie. Die Here sê, begin dit weer praat. En as dit jy is, dalk het ek nie genoem wat jy deurgaan nie, maar jy sê, Here, die duiwel het kom steel by my. Twyfel kom plant in my lewe, vrees kom oorvat in my lewe. Ek het nie meer gepraat dit wat God my beloof het nie. Wil ek jou vra dat jy hiervoor sal kom staan. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie dat U die juke verbreek. Dat U die tonge dadelik weer losmaak. Jesus, dat daardie tonge weer lewe spreek, weer gesondheid spreek, weer uitkoms gee. Jesus. Jesus. Dankie Here vir elke las wat by U voete neergesit is. Elke leuen van die vyand, Here, of dit nou hier voor was, of dalk iemand in die bank. Here, dat ons daardie leuen sal neerwerp.
Sê Here, ek wil nie meer hierdie leuen glo nie, want ek wil in U glo. Ek wil U uitkoms glo. Ek wil U lewe glo. Here, help ons, soos wat daardie pa gesê het, help my, sodat ek nie meer sal twyfel nie. Help ons, sodat ons sal ophou twyfel, ophou vrees, ophou dinge bedink, wat nie van U af is nie. Maar dat ons die dinge sal bedink, wat in die hemel is. Want daar is uitkoms, daar is genesing, daar's totaliteit. Dankie Jesus, dat U mense vrymaak. En vanoggend kan ons sê, daar is tonge losgemaak, sodat ons as kerk, Klein Karoo gemeente, sal aanhou praat wat God ons beloof het, aanhou praat wat ons gesinne moet geglo het, oor ons huwelike geglo het, aanhou sal praat oor dit wat Jesus vir ons gegee het. Dankie Here vir die goedheid oor ons lewe en oor ons kerk. In Jesus naam alleen. Amen en amen.